uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Volgende week begin ons dan nou met ons preekreeks kursus oor die boekie Vind God in die Gewone. Ek sal ook na elke Sondag se preektema in die week daarna 'n stukkie uitstuur met 'n paar vragies en so aan oor die tema, sodat jy op jou eie self verder oor die tema kan gaan stil word en kan gaan dink. Maar vandag eindig ons nou met die laaste van ons kort reeks in die boek 1 Petrus, waar ons 'n bietjie gedink het oor wat die invloed van die opstanding in ons lewens is. So kom ons lees vandag se teks, dit is 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babetjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif: kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld, juist die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou van volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Eensaamheid, seker een van die grootste probleme in ons wêreld vandag. Ons leef in hierdie wêreld met al hierdie tegnologiese wonderlike goed, waarmee ons kan met mense, verskeidenheid van mense kan kontak maak. Maar dit kan tog ook gebeur dat ons met iemand kan gesels aan die ander kant van die wêreld, in Australië of Nieu-Seeland of waar ook al, maar aan die aand as jy alleen by die huis is, dan is daar niemand met wie jy kan gesels nie. Ek het al in my tyd in die kerk ook al hiermee te doen gehad en dit so by mense gesien. Ek het al by mense gaan kuier en dan kom ek by hulle en dan is die TV aan of die radio is aan op RSG gewoonlik. En dan is dit so 'n ongemaklike oomblik, want ek wil graag met die persoon gesels, maar die TV of die radio is hard aan. En dan moet ek eers vra, kan julle dit net eers asseblief afskakel? Later het ek begin besef, maar hierdie TV wat aan is, die radio wat aan is waarskynlik so, omdat dit help die persoon om nie so alleen te voel nie. So dit is ongelukkig so, dat daar baie eensame mense in ons wêreld is. Mense wat op die rand van die samelewing leef, mense met wie nooit gepraat word nie. In vandag se teks skryf Petrus: julle wat eers nie 'n volk was nie. Nou die Grieks, die oorspronklike Grieks as Petrus dit geskryf het, is eintlik nog sterker as die Afrikaanse vertaling hiervan. In die Grieks sê dit: julle wat niks is nie, julle wat niemand is nie, julle wat vreemdelinge is in hierdie wêreld. So dis eenkant mense op die rand van die samelewing. So daar's baie hartseer in hierdie woorde. Julle wat eers nie 'n volk was nie. Petrus sê daarmee vir die mense: julle weet hoe dit voel om nêrens te behoort nie. Julle weet hoe dit voel om geïgnoreer te word. Julle weet hoe dit voel om vreemdelinge te wees. Maar dan doen Petrus 'n interessante ding, eintlik 'n merkwaardige ding. Hy verbind hierdie mense se ervarings met Jesus. Hy sê Jesus weet hoe julle voel, want Jesus het self ook so gevoel. En daarom skryf hy:
juist die klip wat deur die bouers afgekeur is, het die hoeksteen geword. Nou dis woorde uit Psalm 118 wat Petrus hier op Jesus van toepassing maak. Petrus sê daarmee dat Jesus was die klip wat deur mense afgekeur is, deur die bouers afgekeur is. En 'n mens sien dit ook deur Jesus se hele lewe en bediening. Jesus was die een wat deur sy familie en baie ander mense van sy vriende selfs misverstaan is. Hy was die een wat deur mense afgejak en geïgnoreer is. Hy was die een wat geweet het dat dit voel om verwerp en afgekeur te word. Hy weet hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees, om eensaam te wees. En dan sê Petrus, dieselfde Jesus wat deur mense afgekeur is, het ook die hoeksteen geword waarop iets nuuts gebou is. Petrus sê Jesus is die lewende steen, die een wat besig is om 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom te bou. Jesus was die een wat 'n nuwe gemeenskap gebou het, nuwe mense bymekaar gemaak het in 'n nuwe gemeenskap. So mense wat gedink het hulle behoort nêrens nie, vir hulle het Jesus saamgebring in 'n nuwe gemeenskap. 'n Gemeenskap waar elkeen iemand is, soos ons gemeente se logo ook sê. En daarom skryf Petrus, julle wat eers nie 'n volk was nie, julle is nou mense wat aan God behoort. Julle is nou God se mense. Julle wat eers nie ontferming ontvang het nie, julle het nou ontferming ontvang. Julle is nou uitverkore mense. Julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie. Julle is nou mense wat aan God behoort. Dit was ongelooflik geweest het vir hierdie mense om dit te hoor. En ek dink dis iets besonders wat ons vandag nog steeds moet hoor. Miskien verander dit dan ook sommer die manier hoe ons na ander mense kyk. Want as God mense gebruik as lewende stene om hierdie nuwe gemeenskap, hierdie nuwe geestelike huis te bou, dan beteken dit dat elke mens wat ons pad kruis, die potensiaal het om 'n lewende steen te wees. Die potensiaal het om deel van hierdie gemeenskap van God te wees. Iemand wat deel van God se mense kan wees. Of dit al klaar is, so dit moet maak dat ons mense anders hanteer, dat ons anders kyk na mense. Maar saam met hierdie herstel van die mense, kom daar ook 'n verantwoordelikheid. Petrus skryf, dit gebeur sodat julle die deugde kan verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderlike lig toe. So God se mense, ons gelowiges, word nie net gekies en bymekaar geroep, omdat ons spesiaal is nie, of omdat ons al die regte dinge doen nie. Ons is so, omdat ons gekies om iets te doen, om iets te gaan doen, om 'n verskil te gaan maak. Ons is gekies en saamgebring deur Christus om Jesus se deugde te verkondig, sê die teks. So God kies ons om deel van sy plan te wees. Ons is nie net deel van hierdie gebou, hierdie geestelike huis, hierdie mense wat in 'n nuwe gemeenskap bymekaar gebring is nie. Ons is ook geroep om deel van die bouspan daarvan te wees. Petrus bevestig dit verder as hy verwys na gelowiges, na ons as 'n koninklike priesterdom. Nou die priesters in daai tyd was die tussengangers tussen God en mense. Die priesters het die gewone mense by God verteenwoordig. So as Petrus sê dat gelowiges ons priesters is, dan beteken dit dat ons is ook tussengangers. Ons is tussen God en mense. Ons het die voorreg om vir mense iets van God te wys, vir mense te wys hoe God is. So as ek dit nou alles net kan saamvat, wat is Petrus se boodskap dan nou vir vreemdelinge, vir die eensames in die wêreld? Petrus sê, hulle hoort hier. Hulle hoort by Christus. Hulle moet saam met ons wees, saam met ons wat deur Christus bymekaar gebring is. En hy sê, ons is die mense wat dit vir hulle moet sê, wat dit vir hulle moet wys.
Kom ons bid saam. Here Jesus, U ken die stilte van eensaamheid, die pyn om verwerp te word, die gevoel om nie te behoort nie. Dankie dat U die steen geword het wat afgekeer is, sodat ons ingesluk kan word. Dankie dat ons dat U ons U eie mense noem. Here, bou ons saam as lewende stene in U huis. Leer ons om mekaar raak te sien, om plek te maak vir ander, om die eensames in te nooi. Gee dat ons sal leef as mense wat behoort, as mense wat lief het, as priesters, tussengangers, tussen U en ander mense. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.